Die maklikste en vinnigste manier om die son te bereik is nie om in 'n westelike rigting agter die son aan te hardloop nie, maar om oos te begin stap, die donkerte in en te weet, môre sal die son weer skyn. Hoe dieper jou fondamente in God gegiet is, hoe makliker gaan jy bly staan wanneer die storms van die lewe jou slaan. Andersom gestel, hoe groter realiteit en prioriteit God in jou lewe is, hoe meer het ek en jy om aan vas te hou wanneer die storms van die lewe op ons toesak. In Matteus 7 so van vers 24 af vertel Jesus mos hoe dit werk. Hy sê, elkeen wat sy woorde hoor en dit doen, is soos 'n man wat sy huis op 'n rots bou. Die storms het gekom, maar sy huis het bly staan. Terselfdertyd iemand wat sy woorde hoor en dit nie doen nie, is soos iemand wat sy huis op sand bou. Die storms kom ook, en wanneer die storms dan die huis slaan, dan tuimel hy in mekaar, want elke huis is net so stewig en so sterk, soos wat sy fondament is. As ek en jy wil ontdek, hoe lyk 'n mens se lewe, wat tyd maak vir dit wat saak maak, dan is dit dalk weer net tyd dat ek en jy na Job se storie moet luister. Job was die Bill Gates van sy dag. Daar was bitter min mense in hierdie wêreld wat so ryk was soos Job. In die Bybel lees ons en word daar vertel, hy het 7000 skape gehad, 3000 kamele, dit was nou die Ferraris van die dag, 500 ploegbeeste, 500 donkies en daarmee nog saam al die slawe wat vir hom gewerk het. In vandag se lewe sou Job se gesig gepryk het op al die finansiële tydskrifte, Forbes magazine, en almal sou gepraat het oor sy rits Rolls-Royce sportmotors, leerjets, helikopters, bote en 'n rits ander lekker speeldinge waarmee hy homself sou besig hou. In Job 1 vers 3 lees ons dat hierdie man was een van die groot geeste in die Midde-Ooste gewees. Maar binne 'n oogwink het sy hele lewe verander. Hy word getref deur sy vyand, deur die weerlig, deur 'n tornado. Hy verloor alles wat hy het. Sy besitting, sy gesin en die kersie op die koek was, toe sy hele lyf vol sere uitgeslaan het. In een oomblik verander een van die mooiste suksesstories in 'n nagmerrie van stoei en worstel met God en die lewe. Of ek en jy dit nou wil weet, die storie van die lewe is 'n verloor storie. Hoe ouer jy word, hoe meer verloor jy daardie viriliteit en die krag van jou jeug. Ons begin plooie, dubbelkenne, boepwense, love handles en 'n klomp ander dinge kry, wat net eenvoudig nie, selfs deur plastiese chirurgie reggemaak kan word nie. Jy kom ook duidelik agter, jou lyf is nie meer wat hy was toe hy 30 jaar oud was nie. En voordat jy 'n ding doen, moet jy 2 keer dink of jy hom nog kan doen en of jy hom nog gaan doen. Die groot huise en blink motors word verruil vir ouete huise en rolstoele. Toe ons jonger gewees het, was ons so slim, ons het alles geweet. En hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hoe min weet jy eintlik van alles. En die realiteit is, of ek en jy dit nou wil weet en erken of nie, almal van ons gaan eendag doodgaan. En wanneer jy doodgaan, kan jy niks saam met jou vat van al hierdie dinge wat ons so bymekaar gemaak het op aarde nie. God vat vir Job diep en hy toets sy ware karakter. Sal Job nog in hom glo en hom nog steeds dien, al word alles wat vir hom kosbaar en dierbaar is, van hom al weggevat. Ongeag van wat sy vrou gesê het, wat sy vriende oor gespekuleer het Job bly staan op die rots van sy persoonlike verhouding met God. Wanneer my en jou huis op die onwrikbare fondament van Jesus Christus gebou word, dan kan die storms maar kom. Weet jy, ons gaan hulle oorleef. En nie net dit nie. Wanneer ek en jy die storms oorleef, wil God ook vir jou en vir my seën met dubbel soveel soos wat ons gehad het. Jy sien, die realiteit is, storms is daar, maar ons het 'n rots, want jy moet eers op daardie rots jou lewe begin bou, ongeag van wat die lewe jou kan toe gooi. Dis dan wanneer God na binnekant
ons karakter en na buitekant met aardse middele selfs ons uit ons sokkies wil seën.